Mense is Japie hier so, ek wil gou weer iets bespreek met julle van Openbaring 2, iets wat ek gemis het of nie genoeg emphasis opgesit het nie, so ek wil dit net gou deurhardloop met julle, want dit is belangrik en as mens die religious brille van vandag op het, dan gaan jy dit nie raak sien nie. As jy die Christen kerkbrille van vandag op het, gaan jy hierdie goed mis. En dis hoekom ek het nou vir julle wil gewys. En net julle attent maak daarop. Want dit is baie belangrik as jy wil Openbaring verstaan, want hierdie is die fondasie vir Openbaring. Dit wys vir jou wanneer dinge gaan gebeur, want in Openbaring 19 lees ons van Yahushua se tweede koms. In Openbaring 19 vers 15 en so aan, lees ons van Yahushua se terugkeer met sy tweede koms, as die leeu. Hy het eerste keer gekom as die lam en hy het tweede keer kom as die leeu. So ek wil gou hierdie deurgaan met julle, want in hierdie eerste hoofstukke wys Yahushua vir ons dat sy tweede koms is om die draai en gaan in daardie generasie gebeur. So eintlik sê hy, Openbaring 19 gaan gebeur 70 voor Christus, gaan daar rondom gebeur. Dis wat hy eintlik vir ons sê. So kom ons kyk hier, want hier praat hy ons nou met die gemeentes, die 7 gemeentes, wat die disciples begin het, na Yahushua se opvaarding, het hulle die evangelie verkondig, en daar was nou 7 gemeentes, wat vir wie Johannes nou die brief wou stuur, wat begin is in hulle tyd. In hulle tyd is daar die gemeentes begin, hierdie brief is spesifiek vir hulle gewees, die hele Openbaring is spesifiek vir hulle geskryf. Kom ons kyk hier Openbaring 2 vers 1, To the angel of the church of Ephesus, so dit is die eerste gemeente gewees, en dan, ek gaan net hierdie goed in groen-blauw is, hierso vir julle lees, Or else I'm coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. En spesifiek, wanneer kom Yahushua weer terug? Dit is ons almal weet, dit is sy tweede koms, dit is sy wederkoms, soos hulle dit nou maar sê in Afrikaans. Hier sê hy vir hierdie mense reguit, my wederkoms is in julle generasie, en as julle nie julle lewens reg maak, gaan ek terugkom en julle onkant betrap, en dan gaan julle verlore gaan. Dis wat hy vir hulle reguit sê, want wanneer anders gaan hy terugkom? Met sy wederkoms kom hy terug, né? Dis wat hy sê, or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. En dan gaan ons volgende ene, Smyrna, dan sê, you will have tribulation for 10 days, be faithful until death, and I will give you a crown of life. Nou, in hulle geval het Yahushua geweet, hulle gaan doodgemaak word. En dis hoekom hy toe vir hulle sê, julle moet net volhard tot die einde toe, en moet nie worry oor om dood te gaan nie, want dan gaan julle die kroon van die lewe ontvang. En dan sien ons sien later met een van die ander gemeentes die teenoorgestelde as wat hy hierso sê. Pergamum sê, therefore repent, or else I am coming to you quickly. Hy sê vir hulle, sy terugkeer is om die draai, en as jy kyk na wanneer hierdie geskryf is, en naasbij wanneer jy so teruggekom het, is dit so in 'n bestek van 10 jaar. Repent, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. Nou spesifiek hier verwys hy na Openbaring 19 vers 15, wat vir jou sê, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress and the fierceness of the wrath of the Almighty Elohim. Hier spesifiek verwys dit na Yahushua se terugkeer, sy wederkoms, waar hy kom terug en dan kom regeer hy met 'n yster scepter. Dis waarna dit verwys, mense, en dit is wat hy vir hierdie gemeente sê. Hy sê vir hulle, hy gaan terugkom met die swaard van sy mond, gaan hy hulle judge, en die nasies judge. Nou waarna verwys hy? Na sy wederkoms. En hy sê vir hierdie gemeente, hulle moet begin reg leef, want as hy terugkom om die nasies te oordeel met sy wederkoms, dan moet hulle verander het. Dis wat hy vir hulle sê. So duidelik sê hy vir hulle, dit gaan gebeur in hulle generasie. Daar sê jy kan dit nie enige ander manier interpreteer hier nie. En dan sien ons vir Thyatira, sê, what you have, hold fast until I come. Sien julle, dis nou met Thyatira, is die teenoorgestelde as die vorige kerk wat hy gesê het,
volhard tot die einde toe, tot julle dood. Nou in die geval, as Joshua nie sou terugkom nie, in hulle generasie nie, sou hy mos nou gesê het, what you have, hold fast till death. Dan sou hy mos dit so gesê het, hold fast what you have until you die. Then you will have the crown of life, of wat ook al. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê vir hulle, what you have, hold fast until I come. Dit beteken, hy kom in hulle generasie terug, terwyl hulle nog lewe. Hier sê ek, weer eens sê Joshua vir hierdie gemeente dat hy kom terug in hulle generasie terwyl hulle nog lewe. En dis my punt mense, as mense hierdie brille op het van die kerk, wat jy meer gebrainwash is van kleins af, hierdie brainwash brille wat hulle vir jou gee, as jy by die kerkdeure instap, dan gaan jy hierdie goed mis. Mense is so geïndoktrineer met 'n sekere manier van kyk na verskillende boeke, soos Openbaring, jy is so geïndoktrineer om te kyk daarna dat dit moet nog gebeur. En met daai moet nog gebeur brilletjies, gaan sit jy daar en jy luister na Openbaring, en dit is jou filter. En alles filter jy uit wat nie pas by daai idee van hierdie goed moet nog gebeur nie. Maar as jou oopkop is, as jy nie die religious brille op jou kop het nie, dan besef jy, maar hier sê hy dan sulke dinge, hier sê hy kom terug in daardie 7 kerke se generasie. Nou hoe's dit nou moontlik? Dan moes dit mos nou al gebeur het, want daardie kerke bestaan nie meer nie. Gaan kyk op Google na hierdie 7 gemeentes, hoe lyk hulle vandag? Hulle is almal vernietig. Van hulle moes hulle uitgrou, hulle was onder die grond. So duidelik het hulle al gekom en gegaan. En dit beteken Joshua het ook al gekom. Want hy het vir hulle spesifiek gesê, hy kom in hulle generasie. In hierdie eerste 2 hoofstukke sê al klaar vir ons duidelik, Openbaring word vervul in daardie generasie. Dan kan ons mos nou nie gaan en die res van Openbaring gaan vat en uit verband uitruk en allerhande hedendaagse goed daaraan koppel nie. Dan kan jy dit mos nou nie doen nie. Dan is dit mos nou nie eerlik nie. Want Joshua het mos nou klaar die fondasie hierso gelê van wanneer gaan hierdie dinge gebeur, van Openbaring. En dit voel half of mense hierdie kodetaal wat Johannes gebruik het uitbuit. Hulle byt dit uit om allerhande nonsens daaraan te koppel, wat dit is mos nou kodetaal. Hy sê nie reguit vir jou, hierdie is Rome, hierdie is Nero, hierdie is Vespasian, hierdie is die 10 leiers van die Israel se gebiede, en hierdie is die tweede tempel wat vernietig word, en sulke goed nie. So nou kan hulle dit lekker, dit chop and change soos hulle wil, en mense om die bos lei. Maar ek het al gebid juist dat Jou my sal lei met hierdie Openbaring reeks wat ek doen, dat ek het so akkuraat as moontlik kan weergee, deurgee vir die mense, dat hulle sal ander die meer akkurate verduideliking van Openbaring ontvang. Want as mens kyk na hierdie verduideliking van Openbaring, almal is naasbij op dieselfde trant. Almal het naasbij dieselfde idees. Hulle verander net 'n paar woordjies hier en daar, maar almal het maar basically dieselfde idee. En daai idee is eintlik verkeerd. En dis die probleem. Mense almal het dieselfde idee, die verkeerde idee, en hulle verkondig hierdie verkeerde idee aan almal, en niemand gee die regte idee nie. Niemand deel die waarheid nie. En dit is sad, maar ek glo in hierdie tyd waarin ons leef, moet die waarheid uitkom, ook van Openbaring, want ons is heel in die einde van die bestaan van hierdie aarde. Ons is in die tydperk van misleiding, wat Openbaring 20 van praat. So die waarheid moet nou uitkom. Hierdie waarheid ook, van Openbaring, wanneer dit vervul het, moet ook uitkom. Nou natuurlik nie die hele Openbaring het vervul nie, soos ons weet, Openbaring 20, 21, 22 moet nog vervul, gedeelte van 20, en dis waar ons is op die tydlyn in elk geval, wat Openbaring 20 vir jou sê van die kort seisoen van misleiding, dis waar ons is op die tydlyn. So van daar af ondertoe, van 21, 22 toe, moet nog vervul. En al wat dit insluit is die tweede Exodus, Gog van Magog wat groei in autoriteit en krag in die ander lande oorvat, sodat hy vir daardie lande kan sê, omring die kamp van die gelowiges, en dan die wit troon oordeel. Dis die 3 goed wat moet gebeur. En dis waar ons is. Ons kan sien hoe Gog van Magog is besig om te groei in krag, en almal is besig om te bewe, hulle broekies bewe, al die ander lande, want hulle weet, Rusland is eintlik baie sterker as hulle,
En dan Rusland saam met China en Iran en al hierdie ander moslimlande is baie sterker as die westerse wêreld. Nou, wat hakkel ek nou so, die westerse wêreld? Hulle is baie sterker en almal weet dit. Die leiers van die ander lande weet dit ook. So hulle probeer nou almal kry, selfs die FSA veral om saam te staan met hulle. Europa probeer FSA oortuig om saam te staan met hulle teen Rusland, maar Amerika kan sien die skrif teen die muur hier. So hulle sê nee, hier kom groot moeilikheid. Kom ons onttrek uit hierdie Europa stories uit. Laat hulle nou maar self uit Rusland aanvat as hulle nou regtig so lus is. En dis wat nou waar ons nou is. Maar wat in die toekoms natuurlik gaan gebeur is, Rusland en China gaan omdraai en Amerika ook aanval en hulle oorwin. Hulle gaan Europa aanval en oorwin, want dit moet gebeur in 'n tydlyn. In ons tydlyn is dit wat veronderstel is om te gebeur. Ons is hier met die kort seisoen van misleiding, waar Gog van Magog groei in krag en autoriteit, waar hy al hierdie lande oorvat, sodat hy vir daardie lande kan sê, kom ons omsingel die kamp van die gelowiges, anders sal daardie lande mos nie vir hom luister nie. As hy vir hulle sê, kom ons omsingel, dan sal lag hulle van hom en sê, jy het nie autoriteit oor ons nie. Waarvan praat jy? Nee, hy gaan al die lande oorwin en dan gaan hulle almal sê, ja baas, ons sal dit doen. Dis waar ons is. Dis waar ons is op die tydlyn. En tydens hierdie aanvalle op die westerse lande waar al die Israel nasies is, die wit mense, dis waar die wit mense is Israel, as hulle nie geweet het nie. En dis hulle word nou geteken om doodgemaak te word, want Lucifer weet daar's 'n tweede Exodus, en hy wil hulle uitwis as hy kan, en hy onderdruk hulle nou verskriklik, mens kan dit sien, met nuwe wette, en taxes, en al sulke goed. En dan gaan hulle aanval, en dan, tydens daardie tyd gaan die tweede Exodus natuurlik ook plaasvind, waar hulle moet onttrek as gevolg van oorlog, soos wat ons lees in Jesegiel 38 vers 8. Dat daar 6 tot 8. Dat daar is hulle het onttrek uit hulle lande uit met die tweede Exodus as gevolg van die swaard. Dit staan daar so in Jesegiel 38. So dit is waar ons nou is. Hier kom 'n swaard na al die westerse lande toe waar Israel is. Wêreldwyd, selfs Australië. China het na die dag China met sy vegskepe daar om Australië gevaar en oefeninge gedoen. Wat sê dit vir jou? Dit sê hulle beplan om Australië aan te val en daar was 'n profeet, ek het so 10 jaar terug iemand so profesie gelees van Australië waar hy gesê het, hy het gesien in 'n visioen dat China vat Australië oor. China val Australië aan en hulle vat hulle oor. Tjoef. Nou dis my punt. Al die westerse lande waar Israel is, gaan aangeval word in hierdie tyd. En uit daardie groep mense, miljoene, gaan 'n klein handjie vol van hulle met die tweede Exodus, soos die Bybel noem hulle 'n remnant, die uitverkorenes, gaan bymekaar gemaak word in Suid-Afrika, wat Nicolaas van Rensburg ook gesien het gebeur. Hy het gesê die wit Christene wêreldwyd vlug Suid-Afrika toe. Dit is die tweede Exodus. Dit is waar ons nou is op die tydlyn. As jy dink ons wag nog vir 'n groot verdrukking en al daardie goed, dan daardie visioen van Siener van Rensburg kan dan nie nou gebeur nie. Dan moet dit eers oor 'n paar duisend jaar van nou af gebeur. So, jy moet besluit, gaan daardie visioen nou vervul van Siener, of gaan dit eers oor 2000 jaar van nou af vervul? Want die tweede Exodus gebeur net in die kortseisoen van misleiding. Dis deel van die Gog van Magog, wat die lande oorvat. Dis deel van daardie proses. So dit kan net gebeur nou. Dit gebeur nie tydens 'n groot verdrukking nie. Dit gebeur nie voor die 1000-jarige vrederyk nie. Okay, so dit het ek vir julle gesê, die ekstra hier van Openbaring 2. Sal ons volgende keer na Openbaring 3 doen. Geniet julle dag. Bye.